Kom ons bid en dan vra ons vir die Here om ons harte en ons ore, ons lewe oop te maak vir die lewe wat hy in ons wil skep. Kom ons bid saam. Jesus, dankie dat U nog meer opgewonde is daaroor om met ons te praat as wat ons ooit kan wees, om te hoor wat U vir ons sê. Maar U weet dat daar geraas in ons binnekante is, daar's geraas in ons gedagtes, 'n besige dag wat verby is, dalk voel ons bietjie moeg, dalk voel ons oorweldig deur dit wat gebeur het, dalk voel ons net verveeld. Ek bid dat U ons weer opnuut sal wakker maak vir die evangelie, vir U evangelie, vir die goeie nuus, vir die beste nuus wat daar kan wees. Ek bid dat U, o Heilige Gees, ons met 'n onverskrokkenheid sal seën. Ja, Here, dat ons soos Dawid voor Goliat kan staan en kan weet dat ons weet, U leef. U leef in ons, U leef deur ons. En die feit dat ons dit kan weet, die beste nuus op aarde is. En dat ons hierdie nuus nie vir onsself kan of wil hou nie. Spreek, Here, spreek ook deur my vanaand. Ons luister. Amen. Ons het vanaand by die laaste aand van hierdie Pinksterreeks gekom waar ons by Jesus gaan stilstaan en gaan hoor wat sê Jesus oor sy opvolger, die een wat na hom gaan kom terwyl hy besig is om sy disippels voor te berei vir dit wat nog gaan kom. Ons gaan vanaand saam lees uit Johannes 16 en ons gaan daar net saam lees vanaf vers 12 tot 15. Ek gaan dit nou lees as 'n eenheid, dat ons net kan hoor, want ek is so bang, jy dink, ons raak hier 'n versie aan en daar 'n versie aan, net om te sien, die vloei te hoor, en dan gaan ons dit so bietjie uit mekaar uithaal. Maar voordat ek begin, as jy nou dink aan die toekoms, aan jou toekoms, wonder jy ook soms wat in jou toekoms lê? Wat gaan God in jou toekoms doen? Wonder jy met wie jy gaan trou eendag as jy groot is, of wat jy gaan wees as jy 'n kind is? Wat se werk jy gaan doen? As jy ouer is, wonder jy oor jou kinders se toekoms? Wonder jy of hulle 'n lewensmaat gaan ontmoet? Of hulle kinders gaan hê, of jy kleinkinders gaan hê, dis waar ek nou is. Wonder jy oor môre? Wonder jy ook oor die kerk? Wat gaan van die kerk word? Wat is die toekoms van die kerk? Het die kerk 'n toekoms? Het ons kinders 'n toekoms hier in Suid-Afrika? Wonder jy ook of daar dalk 'n oorlog gaan uitbreek? Wêreldoorlog gaan uitbreek. Hoe moet ons hierdie onbekende toekoms, hoe moet ek en jy voel oor hierdie onbekende toekoms? Mense sê ook soms, iemand kan net kom en vir jou sê, net, Abigail het dit al gesê, sy wens nie, sy kan net so 10 jaar vorentoe kyk, net, sy wil net sien, haar man lê wel daar. Sy wil net sien, daar is iemand vir haar, en dat sy wel 'n graad gekry het, en dat sy wel 'n werk gekry het. Sy wil net vinnig daar wees, en dan sal sy weer terugkom, hiernatoe. En miskien is dit presies daar waar die disippels was, toe Jesus met hulle hierdie laaste gesprek aan tafel gevoer het. Want Jesus is besig om die mat onder hulle uit te ruk. Jesus is besig om vir hulle te sê dat die wêreld soos wat julle die wêreld ken, realiteit soos wat julle realiteit ken, jy soos wat jy jouself ken, gaan
100% verander. Môre oor môre gaan alles anders wees. En die beste van dit alles is, ek gaan nie meer hier wees nie. Ek dink daai disippels het daar gesit en hulle was bang. Doodbang, doodbenoud. Nou praat hy verder. Vers 12 in hoofstuk 16. Ek het nog baie dinge om vir julle te sê, maar julle sal dit nie nou kan begryp nie. Maar wanneer hy kom, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Wat hy sal sê, sal nie van homself kom nie. Hy sal net sê wat hy hoor, en hy sal die dinge wat gaan kom aan julle verkondig. Hy sal my verheerlik, want wat hy van my ontvang, sal hy aan julle verkondig. Alles wat aan die Vader behoort, behoort ook aan my. Daarom dat ek gesê het, wat hy van my ontvang, sal hy aan julle verkondig. As ek die disippels was, het ek actually vir hom gesê, so, waarna toe nou? Is dit al? Is dit al wat, is dit al, Jesus? Is dit al wat, kan jy nie vir ons net so klein bietjie meer sekerheid gee nie? Kan jy nie vir ons net so klein bietjie meer sê nie? Want hier gaan hy nou weg. Die disippels is, om die minste te sê, ontsteld. Wat nou? Hoe nou? Wie gaan nou vir ons sê wat ons moet doen? Ons het nou al 'n paar keer stilgestaan by daai oomblik. Maar wat in jou lewe op hierdie huidige stadium laat jou voel of jy daar is? Ek lees vanoggend 'n gebed. En die gebed begin so, Here, dankie vir die moeilike omstandighede in my lewe, wat U in my lewe plaas sodat ek kan groei, want dit werk. So dankie voor, want ek voel ongemaklik en ek is besig om te groei en ek is besig om te rek en ja Here, ek hoop U weet wat U doen, want ek voel nie aldag so nie. Ek het nog baie dinge om vir julle te sê, sê Jesus, maar julle sal dit nie nou kan begryp nie. Sjoe, lekker. Dis nie nou al nie. Dis amper asof 'n kind na jou toe kom en hulle wil daai groot vraag vra. Hulle daai diep groot vraag wat hulle vir jou vra en jy besef daar's so baie wat nog moet gebeur voordat hulle kan begryp wat hierdie vraag behels. Ja, daar's nog baie wat julle sal weet, nog baie wat Jesus vir ons, vir die disippels kon sê, maar nie nou nie. Nie nou al nie, want waarheid het 'n tydsdimensie. Hierdie waarheid, en dit het ons mekaar gesê, hierdie waarheid, dit waaroor ons baie keer stry, waar ons dink waarheid is 'n iets. Wie het nou die waarheid? Is die waarheid nou binne hierdie groepering, of is die waarheid binne hierdie groepering? Wie het die eintlike waarheid? Ek kan onthou as kinders, het ek en my boetie, ons het letterlik met ons Bybel in ons tasse skool toe gegaan, want daar was kinders uit, hulle was mormone gewees, ons goeie maatjies gewees, en hulle het allerlei vrae gehad, en ons het skool toe geloop, is in die tyd toe mense nog kon skool toe loop, en ek kan onthou, ek en hy het dit gewaag om ons Bybel skool toe te dra, sodat ons hulle net kon antwoord, maar ons kon hulle nie antwoord, en die groot vraag, maar wie het nou eintlik die waarheid? Ek het so gehoop, as ek nou gaan teologie swat, en ek het 6 jaar geswat, dan gaan ek regtig die waarheid ken, ek gaan onmiddellik weet, wat is waar, wat is die waarheid?
Maar die oomblik as waarheid 'n iets is, the truth, dan raak dit iets waaroor ons beklei en waaroor ons stry. Dis eintlik wat Jesus hier sê. Die oomblik wat ek kan sê, ek het die waarheid. Ek ken jou. Ek het uitgefigure. Ek weet presies hoe alles. Wie van julle het alles al uitgefigure? Ag, toe sê gou, jy is iemand hierso wat al alles weet. Maar die oomblik as ons op daai plek is, waar ons alles weet, wat ek presies weet, wat gaan nou gebeur in my kleinkind se lewe, met hierdie siekte, as ek presies kan weet wat hulle nou moet doen, dan is ek nie meer so onseker nie. Onseker oor hierdie oomblik, en dan kan ek vir jou sê wat jy moet doen, en dan voel ek so waarheid wil ons laat veilig voel. Ons wil die waarheid ken, ons wil die antwoorde ken, sodat ons kan veilig voel. En Jesus sê eintlik vir ons, sorry, nee, dit gaan nie so maklik wees nie. Ek wil hê, julle moet kom buig voor die waarheid. En die waarheid is 'n persoon, en die waarheid is Jesus Christus. Hy is die waarheid. Hy is die weg en die waarheid. En wanneer ek en jy kom kniel voor die waarheid, wat 'n persoon is, dan het ons 'n ander ingesteldheid teenoor ander mense. Ek het jou nie uitgefigure nie. Ek weet, die waarheid leef binne in my, en hy gaan my lei, en hy gaan my vertel wat ek moet doen. So Jesus wil die disippels in hierdie oomblik oorweldig oor wat in die toekoms gaan gebeur nie. Een van ons dosente, toe ons studeer het, toe ons nou hier in 5de, 6de jaar is en bekommerd was oor werksgeleenthede, het ek gesê, dit help nie om nou bekommerd te wees daaroor nie, want julle het nog nie al die pionne wat op die skaakbord is nie. Julle weet nie waar gaan julle pionne staan nie. En die lewe is soos 'n skaakspel. En is asof Jesus wil sê, ek gaan nie nou alles vir julle sê nie, want ons is nog nie daar nie. Julle het nog nie al die skaakstukke om mee te speel nie. Want waarheid is iets wat oor tyd gaan ontvou. Soos wat ons lewe, leef ons die waarheid raak. Jesus is besig om sy disippels voor te berei, want daar gaan 'n geweldige botsing wees met die wêreld, en hy sê nog nie vir hulle presies hoe erg dit gaan wees nie, want hulle sou dit nie kon hanteer nie. Daar is seker goed in my geskiedenis wat gebeur het, wat sou Jesus dit vir my gesê het as 'n 10-jarige of 'n 12-jarige, het ek ophou asemhaal. Maar in my lewe het ek ontdek dat God daar is, dat hy jou vang nog dieper as wat jy kan dink, jy kan val. En dis wat Jesus eintlik hier sê, hierdie waarheid van wie ek is, van wat ek kom doen het, dit gaan ontvou soos wat julle saam met my leef. En julle is nie alleen nie. My gees gaan binne in jou wees, en hy gaan jou lei in die volle waarheid. Ons het 'n vriend wat 'n beeldhouwer is, ou Nick Grobler, en hy maak die ongelooflikste beelde, en hy sê op die ou, en as hy besig is met 'n beeldhouwerk, kap hy net weg wat nie lyk soos die prentjie wat hy in sy kop sien nie, en dit is wat die Heilige Gees doen. Die Heilige Gees in jou lewe, kap hy weg wat nie lyk soos Christus nie. Hy oorweldig jou nie. Hy oorweldig jou nie met
daai prentjie van jou toekoms nie. Maar hy vorm jou en my stelselmatig, sodat ons in ons toekoms in kan leef. En hy is besig om Jesus se beeld in jou en my oop te maak, oop te breek, helderder te maak, en hy gebruik die lewe daarvoor. Ons gaan verder, wanneer hy kom, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Jesus praat oor die een wat hom gaan opvolg. Hy praat oor Heilige Gees. Oor Heilige Gees wat Jesus hier teenwoordig maak. Besef jy dit, dat die Heilige Gees in hierdie oomblik hier by jou is? God se Gees, God se lewegewende Gees is vanaand hier. Weet jy dit? Is jy al wakker geword daarvoor? Want dis wat Jesus sê, hy maak jou wakker vir die wete dat die lewende Here Jesus hier is, en hy breek die betekenis van wat hy kom doen het vir jou oop. En hy lei jou nie in 'n wat in, nie in 'n nuwe godsdienst in nie, hy lei jou en my in 'n lewende verhouding. In 'n lewende verhouding met 'n iemand. En hierdie waarheid is kragtig. Wat Paulus skryf hieroor en sê, dis daai selfde kragtige werking van sy Gees wat Jesus uit die dood uit opgewek het, dis wat binne in jou en my lewe. Die Gees se rol is om te verlig, om Jesus se werk, die betekenis van wat Jesus kom doen het, lewendig te maak in jou en my lewe. En kom ons gaan so 'n bietjie verder. Kom ons gaan spring so 'n paar dae, 50 dae vooruit. In die verhaal in, wat het gebeur na Paasondag? Op daardie Sondag, toe hulle bo die dakkamer was, toe hulle gewag het en gesmag het vir wat Jesus beloof het, vir wie Jesus beloof het sou kom. Toe kom die Heilige Gees en hulle sien hom, hoor hom, ervaar hom, en wat gebeur toe? Wat is die eerste ding wat gebeur het, nadat die Heilige Gees oor hulle gekom het? Wat doen Petrus? Petrus, die bangbroek, lafaard, verlonaar. Wat doen hy? Hy gaan uit en hy begin te preek dat die spoegspad, en hy, waaroor preek hy? Wat vertel hy? Wat sê hy? Daai een preek, in Handelinge 2, hy preek, en hy vertel oor wie? Hy vertel oor die werk van Jesus. Hy vertel, hy blaai terug na hulle voorkennis van dit wat hulle weet oor wat Dawid gesê het, en hy kry dit reg. Hy het skielik hierdie insig en hy verstaan, maar daai klip wat deur die bouers afgekeer is, daai persoon wat julle as Jode aan die kruis laat doodmaak het, die een wat julle gekruisig het, dis hy oor wie Dawid al geskryf het, oor wie die profete al geskryf het, dis hy wat 'n transformerende, wat transformasie bring, dis hy wat die dood oorwin het. Dis hy wat die wêreld kom red het, dis hy wat jou en my van jou sondes kom verlos het. Dis hy, en elke liewe keer as hulle begin praat, nee, elke keer, daai ander teksverse, nee, is oor Jesus. Dis nie 'n nuwe waarheid nie, dis nie, op die 25ste September 2026, dit het nou nie verlede jaar gebeur nie, maar dan gaan hy terugkom, want ons het nou op 'n ander manier na Openbaring se nommertjies gekyk,
En nou weet ons, dit is wat gaan gebeur en ek weet, daar lê 'n man in jou toekoms. En nee, wanneer die Heilige Gees oor ons kom, begin ons verstaan wat dit beteken dat Jesus op aarde kom leef het, wat dit beteken dat God mens geword het en tussen ons kom woon het. Begin jy verstaan wat dit vir jou beteken? Wat dit vir jou beteken in jou konteks, waar jy leef? Begin jy vir jouself die vraag vra, maar wat sou Jesus doen in hierdie omstandighede? Begin wie hy is vir jou sin maak. Begin jy na jouself kyk deur sy oë. Weet jy dat God wat die wêreld gemaak het, dat die wêreld in sy hand vashou, God wat die heilige gans andere is, na jou kyk, en hy is vir jou lief. En hy ken jou naam, en hy grafeer jou naam op sy handpalm uit, en jy weet, hierdie is 'n persoonlike saak, dis iets wat maak dat jy anders is, dis iets wat maak dat jy anders kyk na die mens langs jou. Kyk gou vir die persoon langs jou of agter jou, die eerste persoon wat jy raak sien. So hierdie mens word liefgehê deur God, so baie, dat hy homself vrywillig opgegee het as 'n offer. En hierdie Jesus se offer was nie net sodat jou sonde verlos kan word nie. Hierdie offer het gebeur sodat jy en ek in oorwinning kan lewe. Onverskrokke, vrymoedig, kan getuig, kan vertel, kan sê, kan doen, kan leef, kan lief hê, onbeperk, kan gee, selfs waar dit moeilik is. Jy kan besef, maar ek is hier vir 'n rede. Ek is nie net hier om te bestaan nie. Ek is nie net hier vir die volgende oes nie. Ek is nie net hier om aan die einde van hierdie kwartaal te kom nie. Ek is nie net hier om nog 'n keer rugby te speel of ek is hier met 'n rede. My lewe maak sin, maak saak. Ek is hier vir 'n rede. Ek leef in 2026 in Botawil. Van alle plekke. Met 'n rede. En dis wat die Heilige Gees doen. Hy maak jou wakker vir die wete dat Christus leef. Dat Christus lewe gee. Dat hy die een is na wie jy hinker. Dat hy die een is wat jou aan jou hand wil vat en jou in die onbekende toekoms in wil lei. En of jy nou lewe en of jy doodgaan en of jy siek is en of jy gesond is en of jy Paulus bietjie later begin ontmoet ook. Hy het 'n ontmoeting met die lewende Here. Onthou wat het gebeur, lees daarvan in Handelinge. Paulus, die wettiese, hy het die waarheid. Hy het die waarheid en hy gaan hierdie waarheid ten alle koste, met alle mag en gesag, gaan hy hierdie waarheid wat hy het, gaan hy beskerm teen hierdie sekte. En wat gebeur? Hy het 'n ontmoeting met die lewende Jesus. Dis wat die Heilige Gees in hom doen, die helder lig, is die Heilige Gees wat dit in hom doen, en wie sien hy raak? Hy sien Jesus. En die stem sê vir hom, waarom vervolg jy my? En toe vra hy maar, wie is jy? Wie is u? Sê, ek is Jesus. Op die oomblik in die wêreld is, die kwessie gaan nie oor spiritualiteit eers nie. Want Jesus word aangeveg. Ons wil so glo dat ons op 'n
ander manier verlos kan wees, op 'n ander manier. Maar as ons hierdie Bybel lees, dan weet ons, Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. Op geen ander manier gaan jy lewe in oorvloed hê nie, as in Jesus nie. En dis in hierdie waarheid, die volle waarheid. Daai pas sê, die Griekse woordjie, gaan die hele waarheid, die volle waarheid, die volle openbaring, en ek en jy het dit. Dis nie iets wat ons eendag eers gaan kry nie, dis iets wat besig is om te ontvou, soos dat ons lewe, maar ons het dit reeds gekry, ons hoef nie nog iets by te kry nie. Die belofte, dat die Gees ons in hierdie volle waarheid gaan lei, is besig om te gebeur. In hierdie oomblik is hy besig om jou en my te lei in die volle waarheid. En ek hoop jy sien die volle waarheid, en dat die volle waarheid Jesus is. Jesus is wat God is, wat mens geword het, wat op aarde kom leef het, wat die brug tussen God en mens kom bou het, wat die skeiding tussen God en mens kom breek het, wat dit vir jou en my moontlik maak om met hom te kan praat, wat dit vir jou en my moontlik maak om te verstaan hoekom jy lewe, wat dit vir jou en my moontlik maak om in heel verhoudings met jouself te leef, met God te leef, met die waarheid te leef, met ander mense te leef, wat naby is, en die wat ver is. En wat dit vir die kerk moontlik maak, om 'n toekoms te hê. Jesus gaan verder en hy sê, wat hy sal sê, sal nie van homself kom nie, en hy sal net sê wat hy hoor. En hy sal die dinge wat gaan kom, aan julle verkondig. Dis nie 'n nuwe waarheid nie, nie iets anders nie, nie 'n groot geheimenis, diep donker weggesteek nie. Hy praat nie uit homself nie, want daar's 'n baie noue eenheid tussen Vader, Seun en Heilige Gees. Daai diep konneksie, verbintenis. En die een werk nie sonder die ander nie, wanneer die een werk, werk die ander. Johannes besef het, toe hy die evangelie skryf, begin in Johannes 1 en sê, in die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was self God. En as ons dan nou verder teruggaan, ons gaan na Genesis 1 toe, in die begin het God die hemel en die aarde geskep, en die Gees het gesweef oor die donker diep waters. Van die begin af, besef ons nou met die bril wat ons het, dat God aan die werk was, altyd saam aan die werk was. Die toekomstige dinge verwys waarskynlik nie na 'n geheime eindtydvoorspelling nie. So baie mense het hier in 2020, 2021 sê, julle ons is in die eindtye, die oordeel kom, is julle reg? Ze is so bang vir dit wat gaan gebeur, maar die eindtyd gaan eintlik net Jesus as die verheerlikte wys. Dit wat ons reeds weet, dit wat jy reeds weet in jou hart gaan sigbaar wees. Ons hoef nie beangst te wees oor die toekoms nie, ons hoef nie beangst te wees oor die eindtyd nie, ons hoef nie onder die bed te gaan wegkruip nie. Want Jesus het reeds gedoen wat nodig is, sodat die verhouding tussen God en jou herstel kan wees. Hy sal net die dinge wat gaan kom, hy lei ons. So my vraag aan jou vanaand is, ken jy hom? Ken jy vir Jesus? Het jy al toegelaat dat die Heilige Gees jou wakker maak vir wat hy vir jou wil doen? Ken jy sy stem?
hy sal my verheerlik, want wat hy van my ontvang, sal hy aan julle verkondig. Die Gees verheerlik Christus. Ek wonder baie keer, hoe sal jy weet as iemand besig is om jou te mislei, in terme van 'n godsdienstigheid, 'n kerk. Hoe is 'n kerk reg of hoe is 'n kerk verkeerd? Het vir al die studente so begin universiteit toe gaan. So, hoe weet ek dit wat hier gebeur is reg? Die eerste vraag wat jy vir jouself kan vra, is Christus sentraal? Of word Christus na die kantlyn toe geskuif? En as ons wat in 2026 leef, terugkyk oor die kerk se geskiedenis, kan ons sien hoe die Heilige Gees eintlik steeds die kerk gelei het deur die eeue heen. En elke keer as die kerk die fokus geskuif het, gesê, maar dis Jesus en Maria. Want Jesus is net heilig, net 'n vers. Kom ons probeer vir Maria, sy is so 'n bietjie nader. Weet dan word die kerk wakker geskrik en wakker geruk, of Jesus en aflaatbriewe. Betaal so 'n bietjie geld vir jou sondes. So lekker gewees het vir ons nou, maar Jesus is die kern, Jesus is die middelpunt, die enigste middelpunt. En as Jesus nie die middelpunt nie, as die dominee die middelpunt raak, of musiek die middelpunt raak, of die gebou, die preekstoel, as enigiets anders die middelpunt begin raak, dan is ons besig om ons fokus te skuif, en is dan wanneer daar iets gebeur. En die Gees ons terugbring na die middelpunt toe. Op die oomblik is die gestreiery in die kerk, die gestreiery oor, wat is nou reg, hoe moet ons dit doen, en moet ons dit nou so doen, oor hierdie sondetjies is, ons moet nou saamstem hieroor, en dit kan ons fokus wegvat van wie Jesus is. Wat doen die Heilige Gees? Die Heilige Gees verheerlik Jesus. Kom ons word wakker vir die wete, vir die feit, vir die waarheid, dat Jesus die enigste weg, die waarheid in die lewe is. Kom ons word wakker daarvoor, en kom ons raak weer opgewonde daaroor. Kom ons raak weer so opgewonde daaroor, dat ons nie anders te kan is om daaroor te praat nie. Want Jesus is hier by ons. Hy kies om hier by ons te wees. Hy wil nie by ons wees. Hy wil aan jou wys hoe Vader oor jou voel. Hy wil dit doen. En ek wil amper sê, hou op om oor al die ander randgoeters so bekommerd te raak. Nagte wakker te lê. En besef en onthou wie Jesus is. Want dis wat die Heilige Gees in hierdie Pinkstertyd in Botawil wil doen. Wil hê ons moet weer wakker word vir wie Jesus is. Nie wat Jesus is nie, vir wie Jesus is. In Openbaring skryf Johannes, einste Johannes, waar hy God sien, waar hy hom op die troon sien, waar hy op die troon sit. Ek wil dit sommer net lees hierso. Openbaring 1. Ek, Johannes, dis vers 9, is julle medegelowige, en deur ons verbondenheid met Jesus het ek saam met julle deel aan die verdrukking en aan die koninkryk en aan die volharding. Ek was op die eiland Patmos, en toe sê hy, hoor gou die prentjie, en probeer die prentjie sien. Op die dag van die Here is ek deur die Gees meegevoer, en het ek agter my, so hard soos die geluid van 'n trompet, 'n stem hoor sê, skryf wat jy sien in 'n boek op, en stuur dit aan die 7 gemeentes. Dan sê hy,
Ek het omgedraai, om te sien wie dit is wat met my praat. En toe ek omgedraai het, het ek 7 goue staanlampe gesien, en tussen die lampe, iemand, soos die seun van die mens. Frederik het gisteraand gevra, hoe lyk God in jou verbeelding? Hier skets Johannes 'n prentjie, en hy sê, hy het 'n lang kleed aangehad en 'n goue band om sy bors, probeer die prentjie sien, hy het 'n lang kleed aangehad en 'n goue band om sy bors gedra. Die hare op sy kop was wit soos wit wol, soos sneeu, en sy oë het soos vuur gevlam. Sy voete was soos geel koper wat in 'n smeltoond gloei, en sy stem soos die gedruis van 'n groot watermassa. In sy regterhand het hy 7 sterre gehad en 'n skerp swaard met 2 snykante het uit sy mond uitgekom. Sy hele voorkoms was soos die son wat op sy helderste skyn. So 'n bietjie anderste as die liewe Jesus prentjie op ons Kersfeeskaartjies, nê? Sy stem druis soos 'n waterval. Wanneer laas het jy by 'n waterval gestaan? In Mpumalanga het ons dit baie gedoen. Ek het nog nie 'n waterval hier gekry nie. Maar is hierdie ongelooflike watermassa. Weet nie hoe weet jy al onder 'n waterval gaan staan nie. Niks, jy kan nie die water ontkom nie. Jy is daai water en die water stort op jou neer, en dis die stem van Jesus, die oorwinnaar, die prentjie wat Johannes skets wanneer hy praat oor hierdie Jesus, en dis die beeld van die lam wat die Heilige Gees in ons harte wil wegdolwe, oopkalf, sodat jy sal verstaan met wie jy te doen het. Sodat jy sal verstaan met hierdie evangelies krag, dynamiet, dynamos. Dis wat dit is, en hy vertrou dit aan ons toe, en die Heilige Gees maak dit lewendig in jou, en die Heilige Gees verheerlik Christus. Dan gaan Jesus verder en hy sê, alles wat aan die Vader behoort ook aan my. Daarom dat ek gesê het, wat hy van my ontvang, sal hy aan julle verkondig. Die 3-eenheid is aan die werk, en vir my, die wonder van dit waarmee ek en jy besig is, die Heilige Gees trek jou in daai verhouding, daai nabye verhouding, wat daar bestaan tussen God, Vader en Seun. Daar's 'n beeld, ek dink ek het die prentjie, daar's 'n beeld iewers in 'n kerk, ek dink dit staan voor in Holy Trinity Brompton, dis 'n Anglikaanse kerk, dis 'n beeld van die verlore seun wat tuis kom. Maar ek het een keer toe hoor ons 'n preek, maar hierdie is ook 'n beeld van daai verhouding wat bestaan tussen die Vader en Jesus en die Heilige Gees. En wanneer ek en jy wakker word vir dit wat die Heilige Gees doen, wanneer ek en jy wakker word vir dit wat Jesus kom doen het, is dit wat die Heilige Gees doen, hy trek jou in daai verhouding in. Heilige Gees is die trooster, Heilige Gees is die voorspraak, die Heilige Gees druk jou vas aan die Vader se bors, en hy sê, jy's nou deel van hierdie werk wat hier begin gebeur het. Want dit doen jy nie daar nie, dit doen jy hierso. Jesus doen wat die Vader sê. Jesus vertel vir die Heilige Gees, en die Heilige Gees vertel vir die kerk, vir jou en my, en ons trek mense in daardie verhouding in. Is jy daar? As jy aan jouself dink,
Is jy daar? Dis wat hy doen, hy skep 'n familie, 'n nuwe familie. As jy rondom jou kyk, en jy sien daar's klomp ander mense, wat ook daar is. Dis nie net jy wat daar is nie. Wat so ongelooflik is, dat ons in Botha wil die 3 NG Kerke ten minste saam Pinkster hou, want hier gee ons 'n uiting aan hierdie eenheid wat hy besig is om te skep. Hierdie eenheid in Christus, sodat die werk wat hy doen, die Vader vir Christus sal verheerlik. Jou en my toekoms is seker. Dit is soos die Heilige Gees is 'n gids, wat ons luister het gesing ook, nee, hy is 'n gids wat ons lei in hierdie pad, in môre in oormôre in. Maar dit is nie 'n staptoer wat ons almal ken, wat die paadjie so uitgekarteer is en die voetjies daar op die klippe geverf is nie. Hierdie lewe waarna hy ons lei, hierdie lewe in oorvloed waarna ons lei, is hy is die gids, wat die pad ken, wat die lewe ken, wat oor eeue al hier was, hier vroeg in die week, is dit asof Jesus vir my sê, Antoinette, vertrou jy my regtig? Besef jy, dat Jesus, dat hy van die begin af daar was? Besef jy, wat dit beteken, dat hy oor eeue al baie mense in verskeie situasies gelei het? So, dink jy nie, dat hy dalk so bietjie beter weet as jy nie? Ek gaan jou vanaand kans gee, om vir die Heilige Gees te vra om die werk in jou te doen wat hy wil doen. Om vir jou te wys wie Jesus is. Om vir jou te wys wie Jesus vir jou wil wees. Jy weet waar in jou lewe jy op 'n plek is waar jou toekoms nie seker is nie. Waar jy voel soos die man na heel eerste prentjie. En hier, die pad was tot hier. En nou weet jy nie waarheen om te gaan nie. En dis die beste plek waar jy kan wees. En ek hoop dit maak jou opgewonde om op hierdie plek te wees, en dat jy op hierdie plek sal opkyk en sal weet, maar hier staan iemand langs jou. En hy sê vir jou, kom, stap saam met my. Tree vir tree leef hy jou toekoms saam met jou, sodat jy Jesus raak leef in elke liewe oomblik van jou lewe. Kom ons bid saam. Ek gaan nou nie bid nie. Ek gaan vir jou vra om te bid. Ek gaan jou lei. Ek gaan 'n paar temas vir jou gee. Want ek weet die Heilige Gees is nou hier. Hy staan by die deur van jou hart en van jou lewe. En hy klop. En hy sê, ek wil inkom. Dink vir 'n oomblik aan plek in jou lewe waar jy miwerigheid beleef, doodsheid beleef. Voel maar jy het energie verloor, hoop verloor. Plekke waar jy dalk nou onseker voel. Sê vir die Heilige Gees, hy is welkom. Hy is welkom om ook daar lewe te bring. Laat toe dat hy lewensasem ook daar inblaas. Vra jouself af,
waar het jy vergeet dat Jesus die middelpunt is? Waar het jy Jesus van die troon van jou lewe afgestamp of afgeskuif en het jy op daai troon gaan sit? Miskien kan jy vir hom sê hy is jammer. En sê vir hom dat hy weer daai ereposisie in jou lewe kan inneem. Nie net wil hy jou verhouding met hom heel maak nie, ook wil hy jou uitstuur, soos wat hy die disippels uitgestuur het. Dink aan jou lewe, aan die plekke waar jy is, die mense met wie jy te doen kry. Mense met wie jy kan praat oor Jesus. Mense vir wie jy kan wys hoe God oor hulle voel, wie God is. Miskien is daar nou 'n spesifieke persoon, wat die Heilige Gees ook nou aan jou wys, vir wie jy moet bid. Iemand wat in 'n gebroke verhouding met die Here is, wie se verhouding seer gekry het met hom, of iemand wat hom nie ken nie, of iemand wat swaar kry. Iemand in jou familie, iemand binne die gemeente, in jou gemeente. Die Heilige Gees roep ons ook as gemeentes die wêreld in. En bid dat die Here ons sal wys waar hy wil hê ons sy claims moet gaan afsteek. Gaan wys dat hy koning is, oorwinnaar is, dat hy leef. Jesus, dankie dat ons toekoms seker is, want ons toekoms is veilig in U hand. Heilige Gees, dankie dat U ons sal lei in die waarheid, en dat U ons gaan lei daar waar ons onseker is, dat U ons gaan wys hoe ons oor U kan praat, dat U die woorde in ons harte gaan lê, en ons monde gaan lê. Dankie dat U besig is om ons te vorm, dat ons kan wees wie U wil hê ons moet wees. Ek bid dat U alles sal afkrap en afkap wat nie lyk soos U nie. Ek weet, dis groot goed wat ons vra, en ek weet dit kan ons ook seer maak, maar ons bid dat U beeld al hoe meer in ons sigbaar sal raak, sodat die wêreld nie sal wonder nie. Die wat buite staan, nie sal kyk en sal dink miskien nie, maar dat hulle sal weet dat ons weet wie U is. Ek bid dat U ons as gemeentes en as gemeente aan mekaar sal bind, dat ons regtig 'n familie sal wees, wat U eenheid ook weer speel hier op aarde. Amen. Mag die genade van Hom wie se hart warm vir jou klop, mag hy by jou wees. Mag jy die teenwoordigheid van die Heilige Gees fisies naby ervaar. Mag jy hoor hoe hy met jou praat. En mag jy Jesus ken. Jesus die opgestane Heer. Amen.